die eerste reeks wil ek eers iets share wat met my gebeur het hierdie week. So, die hele original plan gewees vanaand was om te praat met julle oor 'n expectant hart, oor 'n honger hart vir die Here. En die Here het daai planne heeltemal kom vergooi hierdie week, maar ek dink hy het dit eintlik die persepsie bietjie kom skuif vir my. Die fokus van expectancy vir my kom gee. En ek kan dit vir julle so verduidelik met 'n vraag. Wie van julle het gekom om iets te ontvang vanaand? Nee? Maar wie van julle het gekom om iets te verloor vanaand? Iets te verloor van jouself en sodoende meer soos hy te lyk. Dis 'n ander tipe denke, né? En in hierdie week kan ek met eerlikheid sê, ek het nie hierdie aan mekaar gesit. Ek sal nie sê sonder joy nie, want daar was joy, maar met 'n very heavy heart. Want hierdie het hy my kom convict hierdie hele week. En ons reeks en ons tema wat ons begin is Reflection of Jesus. En ons gaan die afgelope paar weke gaan ons in diepte gaan oor wat dit beteken om met liefde te loop, wat dit beteken om gehoorsaam te wees, wat is gehoorsaamheid, wat is die benefits van gehoorsaamheid. Dat jy hierdie hele beautiful prentjie het van wat dit beteken wanneer die Bybel sê, be imitators of God. Maar wat ek vanaand wil op fokus, gaan bietjie gaan oor hierdie roeping van imitators, maar meer oor die liggaam. Jy sien, want hierdie roeping is nie gegee aan individue nie. Dis gegee aan 'n liggaam. Aan 'n groep mense, aan 'n volk wat soos Jesus moet leef en wat 'n refleksie van hom moet wees vir die wêreld hier buite. En die beste plek waar ek kan begin voor ek enigstens in diepte gaan, is al die pad terug na die volk van Israel toe, in die woestyn. Ons ken die storie. Hulle was in Egipte gewees in ballingskap. Moses is geroep deur God, eers na 40 jaar wat hy na skape gekyk het, toe hy ontmoeting kom by die brandende bos, was hy reg. Jesus stuur hom saam met sy broer Aaron en hulle kry die volk en hulle lei hulle uit Egipte uit, deur die Rooi See, in die woestyn in. Reguit na die berg van Sinai, reguit na ontmoeting met God. En wat vir my so interessant is, ons ken die hele storie in Eksodus, is deur hierdie hele tyd het die volk van Israel, alhoewel hulle bevry was van Egipte, was hulle vasgevang in hulle harte. Alhoewel hulle fisies bevry was van slawerny af, was hulle vasgevang in verkeerde mentaliteit. Ons sien dit in die woestyn. Vra soos, waar is die water? Hoekom moet ons hier wees? Hallo? Ek wil nie meer hier wees nie. Dit was lekkerder toe ons in Egipte was. Jerry, wat probeer jy sê? As ons kyk na die volk van Israel, leer ons iets by hulle. Hulle het 'n verkeerde mentaliteit gehad, alhoewel God sigbaar was. As jy al die boek van Eksodus gelees het, sal jy sien dat daar oomblikke op oomblikke van wonderwerke was. Die see wat oopsplit, die see wat weer toegaan. God se heerlikheid wat hulle lei met 'n wolkkolom deur die dag en 'n vuurkolom in die nag. Die heerlikheid van God wat op 'n berg neerdal. Nadat toe Moses die tent van ontmoeting en ingaan, het God se heerlikheid neergedaal. So daar was nie 'n tekort van die sigbaarheid van God se krag en sy heerlikheid nie. Maar een ding wat konstant gebly het met hierdie volk, was hulle harte was die heeltyd gerig op een ding, op hulle self. En in hierdie woestyn sien ons nog iets baie interessant. Moses, die middelman. Die volk gaan na Moses toe. Moses, hierdie werk nie. Sorteer dit vir ons uit. Moses gaan hoor jy by God en dan kom sê jy vir ons. Moses, wat gaan hier aan? Gaan hoor by God en kom sorteer dit vir ons uit. Moses was die een wat die 10 gebooie moes kon kry het en die volk kom vertel hy daarvan. Moses was die een wat die oordeel van God moes oordra na die volk toe, die heeltyd die middelmannetjie gewees. En ja, Moses was 'n fantastiese diensknegt gewees en hy was 'n diensknegt van God. Maar dit was nie die original plan van die Here gewees nie. Die ontmoeting en die uitnodiging eintlik was vir almal om te kom. Almal kom, ontmoet my. Maar wat ons sien is dat hulle teruggestaan het. En hulle was eere 'n skare gewees
as 'n betrokke volk. Francis Chan, hy's 'n preacher van Amerika, het laas jaar 'n sermon gedoen wat my, ja, ek kan die woord sê, gerek het. Die sermon se naam is The Moses Mentality. En hy sê die volgende oor hierdie volk van Israel. Hy sê, the Israelites were satisfied with Moses talking to God for them. In other words, they didn't want intimacy. They wanted convenience. They wanted convenience. Hy noem dit the Moses mentality. In ander woorde, gaan hoor jy vir my. Iemand anders kan die gewig dra. Iemand anders kan die reach the lost doen. Iemand anders kan vir mense bid. Iemand anders kan die serving werk doen. Ek is okay. Ek sal volg solank dit net gemaklik is en nie my uit my comfort zone uitbring nie. Dis the Moses mentality. Julle en vandag sien ons soveel convenience Christianity, eerder as radical surrendered Christianity, wat eintlik normale Christianity moet wees. Mense wat uit hulle pad uitgaan vir mekaar. En die tragedie vandag is so baie mense kom met daai woestyn mentaliteit, wil ek dit amper noem, selfs kerk toe. Jy sien die vraag wat die volk van Israel gevra het in die woestyn, het dalk verander in taal, maar in kern en in die inhoud is dit nog steeds dieselfde vandag. Mense wat kerk toe kom, ek is een van hulle. Ek hoop nie ons worship te lank nie. Ek wil net nie weer daai liedjie sing nie, ek hou nie van daai liedjie nie. Ek wonder wie praat vanaand. Ek hoop nie daai persoon praat nie, want ag nee. Jy sien hierdie vraag klink onskuldig. Hierdie vraag klink nie, daar's nie reg iets fout daarmee nie. Maar dit openbaar iets dieps binne in jou hart. Want as ek eerlik was, het ek al met my lys verwagtinge kerk toe gekom. Wie gaan praat? Asseblief net hier daai een song sing nie. Ek hou nie van, ek kan nie lekker connect met hom nie. Hy is nie lekker nie. Ek kan nie lekker vloei nie. Toe kom ek tot by die besef, waar het ek ooit gedink dit gaan oor my? Waar het ek ooit gedink dit gaan oor my? Jy sien, dit is nie 'n smaakding nie. Dit is 'n hartding. Dit is 'n mentaliteit probleem. En ons sien dit vandag, soveel mense val vir convenience Christianity. En A.W. Tozer sê die woorde wat so sterk is, maar so diep penetreer. Hy sê, the church that cannot worship must be entertained. And the church that is entertained will not grow. The church that is entertained will not grow. Charles Spurgeon vat dit verder. Hy sê, to be a true follower of Christ, it is impossible to remain unchanged. Dis onmoontlik. As jy 'n ware volger van Jesus is, lay down, is dit onmoontlik vir jou om nie te verander nie. Maar tog sien ons vandag soveel mense wat dit probeer doen. Probeer Jesus volg sonder om hulle kruis op te tel. En ek weet dis hard, ek staan nie hierbo en ek wys vinger na julle toe, asseblief verstaan my. Ek wys die vinger eerste na my toe. Want ek weet waar ek conveniency en gemak eerste gesit het voor die wil van die Vader. Waar ek eerder in die bed wou lê, waar ek geweet het ek moes gaan dien het. Waar ek geweet het mense het my nodig gehad. Waar ek eerder convenience gesit het daar, terwyl die Here vir my sê, gaan bid vir daai persoon, maar Here, wat as hulle my nou raak sien? Wat gaan hulle nou dink as ek na hulle toe gaan? Ek is skuldig. Ek staan nie hier voor en sê vir julle is skuldig of net julle is skuldig nie. Ek weet hoe dit voel. En die Here het my convict hierdie hele week om weg te kom van die Moses mentality af. Om weg te kom van hierdie woestyn mentaliteit af wat ons het. Maar nog soveel meer. Een van die gevaarlikste goed wat ons sien is hierdie geestelike delegasie, selfs met die volk van Israel. Waar mense hulle gehoorsaam met hulle verantwoordelikheid, hulle intimiteit met God oordra aan die leiers. In ander woorde, gaan bid jy. Die pastoor kan bid. Die bidgroep kan bid oor dit. Die kerk kan die hele reach the lost doen. Hulle kan die mense gaan help. Ek is okay. Julle 1 Petrus 2 vers 9 sê vir ons, you are a chosen people, a royal priesthood. Die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is nie hierdie nie, die kerk is ek en jy. Ons is die liggaam, daai roeping is op elke liewe een van ons geplaas. En hier is waar die spanning lê.
Hier's waar soveel van ons en ek gekonfronteer word vanaand. En die spanning lê tussen dit wat ons wil ontvang en dit wat Christus ons wil vorm na toe. En is meer van hom. 'n Refleksie van Jesus. En die probleem vandag is nie hierdie openlike rebellie nie. En ons sien dit, ek weet. Maar die probleem en die scary ding is hierdie mense wat amper hierdie onsigbare skuif maak. Hulle het begin as navolgers van Jesus, maar toe het hulle gegaan na verbruikers van Jesus. In ander woorde, hulle kom kerk toe. Maar hulle kom nie om verander te word nie. Hulle kom om net gevoed te word. Hulle is hier, maar hulle wil nie hulle lewens neer lê en hom volg nie. Maar hulle soek die blessings. Julle, dis 'n swaar hart wat ek hierdie doen mee, maar ek voel ons moet hierdie hoor. Want ons is geroep om 'n liggaam te wees en ek gaan nou daarby uitkom. Maar as ons eerlik is met mekaar deur die hele evangelies het Jesus nooit 'n lewe gemodelleer of ons gewys enigsins waar dit gegaan het oor wat hy kan kry nie. Die hele lewe van Jesus was hierdie konstante wegbeweging van wie hy is, nader na die Vader toe en sy mense. Konstant, elke liewe keer. Paulus kom gee vir ons hierdie geestelike konfrontasie in Filippense 2. Daar staan, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking a form of a servant, being born in the likeness of man. Paulus kom sê nie vir ons, admire Christ nie. Natuurlik is daar plek vir dit. Natuurlik kan jy hom bewonder. Maar wat hy vir ons sê is, have the same mindset. So as Christus gekom het met die mindset, I didn't come to be served, but I came to serve. Hoe kan ons iets anders dink? Hoe kan ons iets anders probeer wees, as ons geroep is, to have Christ-minded? Hierdie teks is 'n roep na imitation, tot God, om hom na te volg, sy voorbeeld te volg, every single day. Die Christelike lewe is nie net bewondering nie, en weer eens, daar is plek vir dit, natuurlik moet ons hom bewonder, maar is om na te boots. En die gesindheid wat ons moet naboots is presies dieselfde van Jesus. Dis hierdie selfontlediging, hierdie doelbewuste leegmaking van self. En die meer wat jy sê, Here, nie meer van my nie, maar meer van jou. En weet jy wat's die mees amazingste ding van alles? Weet jy dat die meer wat jy jouself leeg maak, die voller raak jy? Want die meer wat hy jou vol maak, die minder gaan jy tekort hê van enigiets anders. Die minder probleme gaan jy hê. Die minder gaan jy sukkel, want jy is besig om weg te draai van die spieël waar jy kyk die hele tyd na jouself en jy is besig om jou oë te fokus op hom, waar alles oor hom gaan. Dis die shift. As Christus homself letterlik gegee het en leeg gemaak het en volkome oorgegee het vir ons, hoe kan ons ooit dink dat die reaksie van ons kant af nie dieselfde moet wees nie? En wat ons moet verstaan van Jesus is, hy het dit nie gedoen omdat hy dit moes doen nie, hy het dit gedoen omdat hy dit wou doen. Liefde was die dryfkrag agter dit. Want jy kan vinnig 'n boodskap soos hierdie vat en begin in werke ingaan. Maar dis nie wat ek sê nie. Ons moet terugkom by sy voete. Ons moet terugkom na die ware Christus en agterkom wat die dryfkrag is en hom vra om ons te vul met sy liefde en dat daai liefde ons dryf. Want dan gaan die res maklik wees. Het gaan maklik wees om jouself neer te lê wanneer jy begin besef wie hy is.
Een van die grootste verskille tussen Moses se bediening en Christus se bediening is Moses het hierdie volk uit Egipte uitgelei, het 'n nasie uit slawerny uitgebring en op die ou ende het hy saam met 'n skare beweeg. Christus kom om 'n liggaam te vorm. Hy kom om ons saam met mekaar te verbind deur sy gees. Jy sien, 'n skare is mense wat in 'n stadium kan sit, saam kan skree, saam 'n fantastiese tyd kan hê, kan jubel en juig en mal gaan, maar hulle het geen idee wie die persoon langs hulle is nie. Hulle het geen idee wie die persoon is en wat hulle deurgaan nie. Maar 'n liggaam is geroep vir eenheid. 'n Liggaam kan nie funksioneer sonder eenheid nie. En ons sien hierso in Egipte dat dit 'n groep skare was, nie 'n liggaam wat saam beweeg het nie. Christene wat langs mekaar staan en sing, maar hulle het geen idee wat die ou of vrou langs jou deurgaan nie. Here het my prentjie kom wys hoe ons rug teen rug teen mekaar staan, verdeeld. Ons is saam in 'n gebou, maar ons het geen idee wat in mense se lewens aan nie. Daar's nie betrokkenheid nie. Daar's nie liefde nie. En hier begin die Moses mentaliteit, daai woestyn mentaliteit weer opkom. Die volk het gekyk na Moses vir elke liewe ding wat fout gaan. Moses sorg dit uit. Konflik, ons hou nie van konflik nie. Moses sorg dit uit. Jy sien, die volk was afhanklik van Moses, maar hulle het nie verantwoordelikheid gevat vir hulle self nie. Hulle het nie verantwoordelikheid gevat vir dit wat die Here aan hulle toevertrou het nie. Hoekom? Wel, kom ons wees eerlik, verantwoordelikheid is ongemaklik. Dit is ongemaklik om verantwoordelik te wees. Dit is ongemaklik om daai te vat op jou en te sê ek moet serve. Nie net ek moet nie, maar ek wil serve. En as ek eerlik met julle kan wees, my geloof het die beste gegroei en die meeste gegroei. Nie toe alles great was en fantasties en sunshines and roses nie, maar die kere toe ek in die ongemaklikste tye van my lewe was. Die kere toe ek moes bly kies om te abide en hom te aanskou in stilte, of was dit ongemaklik vir my fees. Die kere toe ek moes bly dien, al was ek so moeg en ek's nie lus nie, maar ek het gekies om dit te bly doen. Die kere toe ek moes kies om mense te vergewe het, al het hulle nie jammer kom sê nie, maar ek het gekies om te vergewe. Want dis om te wandel soos Jesus. En in daardie tye van ongemaklikheid het die geestelike groei soveel meer plaasgevind. Want elke liewe keer het ek nee gesê vir my vlees en ja gesê vir hom. Ek sê vir die tieners vanoggend, een ding wat ons moet verstaan is dat hierdie vlees nie saam met ons na die volgende plek toe gaan nie. So hy sal alles doen om jou weg te kry en jou de mekaar te maak en jou van die pad af te kry, want hy weet hy kan nie saamgaan nie. Dis hoekom dit 'n daaglikse keuse is om te sê, not my will but yours. Om nee te sê vir die vlees en ja te sê vir hom. Paulus kom in 1 Korintiërs 12 en hy kom bring hierdie konfrontasie en hy skep vir ons hierdie prentjie van wat 'n liggaam is. Wat ons moet verstaan, hy het nie kom praat met 'n verdeelde wêreld nie, hy het kom praat met 'n verdeelde kerk. En hy sê die volgende woorde in vers 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. En hy weet dit klink baie die mekaar. Maar hier's wat hy sê. Hy sê nie so also is the church nie. Hy sê so also is Christ. So in ander woorde, in essence wat hy sê, dat hoe ons as 'n liggaam funksioneer, iets wys van wie Christus is. En weet jy wat nog hier uitkom? Dat 'n verdeelde kerk is 'n misverteenwoordiging van Jesus. En 'n verdeelde kerk het geen krag. Hy gaan verder. 1 Korintiërs 12:21. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Hierdie is 'n blote aanval teen individualistiese geloof, jou eie ek geloof, die ek is in my isolasie, dis fine.
Die hand kan nie sonder die voet nie, die voet kan nie sonder die been nie, die skouers kan nie sonder die maag en jy weet die liggaam, al die dele van die liggaam nie. Every part is connected en daai unity maak dat 'n liggaam funksioneer. Nêrens in die skrif sien ons dat jy Jesus kan aanvaar sonder om sy liggaam te aanvaar nie. Dit bestaan nie. Om God te ontvang, om Jesus te ontvang en om te vat vir jouself is om die liggaam van Christus te embrace. En die twee is nie apart nie. Paulus kom ook in die statement Ephesians 4 vers 3. Ekskuus dat dit Engels is, ek lees die Bybel in Engels, net vir my baie lekker. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Hoor daai woorde, make every effort. Nie, is okay as daar 'n bietjie disunity is nie, nee. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Julle unity is nie iets wat van self gebeur nie, dit vat moeite. Dit verg dat ons baie keer onsself moet prys gee vir ander mense. Ons self moet prys gee vir iets wat groter is as onsself. Dit vat moeite. En die vraag wat ons moet vra is, want dis waar hierdie woestynmentaliteit so gevaarlik raak. Jy sien, hy kom en hierdie is die verbruiker en woestynmentaliteit. Ek is nie lus nie. Hoekom moet ek dit doen? Daar's ander mense. Ek is nou lekker gemaklik, ek wil nie nou raai evangelistiese event toe gaan en vir mense gaan bid nie. Dis ongemaklik. Ek wil nie deel wees van daai movement nie, want is nie lekker nie. Ek wil nie nou gaan worry oor daai mense nie, ek is okay hierso. Iemand anders kan dit doen. Nee, dis nie my vibe nie. Ek voel bietjie ongemaklik. Ek was daar. 100%. Mens sien wat dit doen, wat daai mentaliteit doen, dit hou jou weg van die groei wat kan plaasvind by daai plekke. Dit hou jou weg om te dien en 'n draer en 'n bouer en 'n dienaar te wees vir Christus. En dan mis jy dit. Dit wat die Here wil kom doen binne in jou. Die Heilige Gees het nie gekom om individue te salf vir sy eie gewin nie. Om famous te raak en bekend te raak, net gekom om 'n liggaam te verbind. Die gawes wat die Gees vir ons gee, is sodat die liggaam gebou kan word. Sodat die liggaam gevoed kan word en nader en meer soos Jesus te laat lyk. Maar die oomblik wanneer ons daai gawes gebruik vir ons eie gewin, om goed te lyk, dan raak dit giftig. Maar die oomblik wanneer ons daai gawes gebruik en daai salwing gebruik, en dit loslaat maak deur liefde, deur die dryfkrag van liefde, dan raak 'n liggaam gevaarlik. Jy sien, dan raak die vyand bang. Want dan is dit 'n groep mense wat opsit en sê, ek gaan nie laat my gemak in die pad kom nie. Ek gaan doen wat die Here my gemaak het om te doen. Ek gaan doen wat hy wil hê ek moet doen. Want ek's lief vir hom en ons gaan nou daarby uitkom wat die dryfkrag agter daai is. Paulus beskryf dit so mooi. Een ding van Paulus is, hy weet hoe om goed te skryf. As jy gaan lees 1 Korintiërs 12 wat ons nou gelees het van die gawes in die body, en jy gaan skiep 'n hoofstuk en jy gaan na 14 toe, dan sien jy dit is alles oor funksie, hoe hierdie moet funksioneer. Maar in die middel, die boek 1 Korintiërs 13, is alles oor liefde. Jy kan nie gaan van gawes en 'n body wees om te funksioneer sonder liefde nie. Jy kan nie dit skiep nie. Hoekom? Hy sê dit so mooi. Though I speak with the tongues of men of angels, but I have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Sonder liefde beteken dit niks. Dis net werk. So wat is jou dryfkrag? Hoekom staan jy op in die oggende? Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom is jy deel van sekere goed wat die kerk doen en die liggaam van Christus doen? Wat is die dryfkrag daar agter? Die pad weg van die Moses mentaliteit af is die pad reguit na selfopofferende liefde. Wanneer jy minder worry oor jouself en meer worry oor wat hy wil hê. Hoekom praat ek oor hierdie?
Jerry, ek dog jy sê die tema is refleksie van Jesus en ek's bly jy vra daai vraag, want hier is die belangrike ding. Wanneer ons soos 'n liggaam funksioneer in eenheid, nederigheid, liefde, dan word ons 'n refleksie van wie Jesus is. Jy sien, Jesus raak nie net geken nie, hy raak sigbaar. Ons begin 'n representation raak van sy beauty. Paulus sê, Ephesians 5:1-2, be imitators of God, as beloved children, and walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us. As ons kyk na Jesus, sien ons dat hy het nie net eenheid baie ligtelik gevat nie. Hy het letterlik sy lewe gegee, sodat eenheid moontlik kan wees. Die kruis is nie net 'n plek waar ons vergifnis van ons sondes kry nie, maar dis die plek waar disunity, waar eie ek doodgaan. Want dis wat hy gedoen het. Hy het gekom om ons as 'n liggaam te verenig deur sy gees. En ek gaan eerlik met julle wees, eenheid kos iets. Dit kos ons reg om altyd reg te wees. Dit kos ons reg om die lewe te bly leef sonder om ander in ag te neem. Dit kos ons reg om die hele tyd ons eie gemak prys te gee. Of nommer 1 te sit, kom ek sê dit so. Een van die grootste vyande in die kerk is nie vervolging nie. Dis 'n liggaam wat selfgesentreerde gemak eerste gesit het. Want wanneer 'n kerk gemaklik is, raak dit kieskeurig. Ek hou nie van dit nie, kom ons doen dit eerder so. Nee, alles word geskuif om self te benefit. En dan 'n verdeelde, gemaklike kieskeurige kerk raak 'n verdeelde kerk. En dan 'n verdeelde kerk is 'n misverteenwoordiging van Jesus. Sonder krag, sonder die dunamis power van Heilige Gees. Maar ek weet nie van julle nie, maar ek sal eerder wil deel wees van 'n liggaam wat beweeg nie in praat nie, maar in krag. In die krag, en as ons ware geestelike autoriteit hier wil sien, as ons dinge wil sien hier vanaand gebeur, hoe die Gees mense aanraak, hoe siekes genees in die kerk, dan moet ons as 'n liggaam onder die heerskappy van God kom en hom kans gee om te doen wat hy wil doen. Ons eie gemak op prys sit en sê, Here, kom doen wat jy wil doen. Die rede hoekom ek wou gepraat het oor 'n expectant hart, die een vraag wat ek altyd het, of altyd gehad het, was hoekom wanneer ons by 'n konferensie is, of by 'n uitreik is, of by hierdie groot event is waar hierdie ou praat, beleef jy die Here so meer tangibly. Maar dan kom ons Sondag en dan sien ons dit nie. Dis unity. Met wat se hart kom jy? Kom jy om iets te verloor en meer van hom te wees? Kom jy om hom te ontmoet, of kom jy om te kyk wat het hy vir jou om te gee? Wat gaan u vandag vir my gee? Wat kan ek vandag by u kry? Dis die verbruikersmentaliteit. En die probleem is, soveel van ons het Christus reduce na 'n produk toe. Waar ons hom gebruik, en dan wanneer het ons gemak kos, op sy skuif. Julle, hy is die Here van ons lewens. Hy is nie 'n toevoeging nie, hy is die middelpunt. Hy is nie 'n bykom nie, hy is die lewe. Sonder hom is daar nie lewe nie, sonder hom is daar net probleme en mistakes en sonde, maar met hom is lewe. Een quote wat ek gehoor het in 'n sermon wat ek hierdie jaar geluister het, sê die ou dit so mooi. Hy sê, the way we enter the Christian life is the very way and nature that we need to live it. Total surrender. Dis nie net 'n once-off ding nie. Dis 'n daaglikse keuse. Weereens, minder van my en meer van jou, Jesus. More of you
En die vraag waarmee ons gekonfronteer word vanaand is, gaan ons bly 'n skare wees wat net kom om gevoed te word? Of gaan ons as 'n liggaam begin sy heerlikheid najag, sy presence najag? Maak nie saak wat dit ons kos nie. Want ek weet nie van julle nie, maar hy is waardig. He's worth it. 'n Quote wat ek geskiep het, nou dat ek dit sê. John Piper sê, "You do not follow Jesus because it's easy. We follow Jesus because he's worth it." Jesus het nooit gekom en gesê, jy gaan 'n gemaklike, wonderlike, fantastiese lewe hê nie. Nee. Maar hy het gesê that I came to give you life and life abundantly. Wanneer jy jouself neerlê en vir hom lewe. Lewe kry sy sin. Lewe begin sin maak wanneer jy vir hom lewe. En die hele rede van hierdie is Romans 8 vers 19. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. Julle, die wêreld wag vir 'n getransformeerde liggaam wat lyk soos Jesus, nederig, vol liefde om te begin funksioneer in die wêreld en daardie hoop en daardie lig vir hulle te kom wys. Jy sien, want ons weet wat die hoop is. Ons weet wat die liefde is, maar hulle doen nie. Hulle lewe dag vir dag met geen idee wat môre inhou nie. Dit is ons duty. Hulle wag vir ons as 'n liggaam om vir hulle te kom wys. Hier's hy. Hier's liefde. Dis nie eendag nie, dis nou. Jy kan hom nou hê. Jy kan hom nou proe. Jy kan hom nou vir jouself hê. En 'n verhouding met hom hê. Ons het nie nog 'n gebeurtenis nodig. Ons het nie nog 'n kerk nodig wat weet wat dit doen nie. Ons het nie 'n program nodig nie. Wat ons nodig het is 'n verenigde liggaam wat beweeg en funksioneer net soos Jesus en 'n refleksie is vir hierdie wêreld. Nie perfek nie, maar oorgegee. Nie saamgesit in eie ek en eengesind nie, maar verenigd met liefde vir mekaar en hom. En dan sien die wêreld iets wat dit nie kan beskryf nie. Dit sien 'n liggaam wat saam beweeg deur selfopofferende liefde. En Jesus maak hierdie beautiful statement. Hy sê in Johannes 13 vers 35, By this all will know that you are my disciples. By what? If you have love for one another. If you have love for one another. Daai woordjie love is die Griekse woord agape. The sacrificial love, self-giving love, unconditional love, 'n liefde waar jy ander mense se needs bo jouself sit. So in essence wat Jesus hier sê, is by this, all will know that you are my disciples by how you choose to love, how you choose to serve, how you choose to forgive, how you choose to lay yourself down for one another. Want dit is iets wat nie met woorde kan beskryf word nie. Maar dit is iets wat nie misgekyk kan word nie. Maar hier is die kern. Na alles wat ek gesê het oor unity en om 'n refleksie te wees van Jesus en 'n liggaam saam te sit en united te wees vir hom. Nommer 1. Dit kan nie gebeur sonder die teenwoordigheid van God nie. Band, julle kan maar opkom, asseblief. Die rede hoekom die volk van Israel in die woestyn nie verander het nie, was nie omdat God afwesig was nie. Dit was nie omdat God afwesig was nie, want ek het nou net gesê hoe God se presence, se krag en se heerlikheid daagliks saam met hulle was. So wat is die probleem? Dit was omdat hulle gekies het om op 'n afstand te bly. So omdat hulle gekies het om eerder 'n skare te wees as om deel te raak, as om in te gaan. Want dan gaan lees jy Exodus en dan sien jy Moses het in die tent van ontmoeting gegaan. En as Moses uitgekom het, was Joshua nog steeds daar binne. Hy wou nie gaan nie. Hy kon nie genoeg kry van God nie. As jy wil verander, dit is fisies onmoontlik sonder hom.
Ek kan vir jou die lys gee van 1 tot 50, doen hierdie goed. Dit gaan jou nie verander nie. Sy teenwoordigheid gaan, sy presence gaan. Maar is tyd dat ons eie gemak een kant moet skuif en begin na hom toe gaan, by sy voete sit en aanskou, surrender, Here, meer van U, lavish my met U. Kom vat weg wat ook al tussen ons is, take it away, en laat ek soos U begin lyk op buite. Dis om te gaan aanskou. Een van my gunsteling vers in die Nuwe Testament, ek het dit nou nie op nie, 2 Korintiërs 3 vers 18. While we with unveiled faces are beholding the glory of the Lord, we are being transformed from one image into the same image, from one degree of glory into the next. Keyword, while we are beholding. Ek het dit al vir julle gesê. Maar as ons 'n getransformeerde liggaam wil wees, as ons 'n refleksie van Jesus wil wees, moet ons daai tipe mense wees wat, as die worship aangaan vir 2 ure, let it go. Daai tipe mense wat elke liewe dag kies om by sy voete te gaan sit, om tyd te maak vir hom, om hom saam met jou te vat hierdie dag. Jy hoef nie 'n roetine te volg nie, vat hom net saam met jou. Raak bewus dat hy so naby gekom het, dat hy in jou bly. So wherever you go, hy saam met jou. John Piper said, we cannot commend what we do not cherish, and we cannot reflect a glory we do not behold. Jy sien, as ons as 'n liggaam onsself neerlê vir die een doel, to know him and to make him known. Julle, dit maak my excited. Maar daarin is nie 'n slogan nie, dis 'n volgorde, because you cannot make him known if you do not know him. Jy kan nie iets reflekteer wat jy nie besig is om te aanskou nie. Jy kan nie iets wees as jy nie besig is om sy presence te soak nie. En dit is die expectancy wat ek wil hê. Vir ons as 'n liggaam van Christus. Om my expectancy sê, vir al julle jong mense, dat julle 'n generasie sal wees wat hom najaag, maak nie saak hoe dit lyk nie. Presies daai Saggeus storie wat ek vir julle vertel het, dat al klim jy 'n boom net om hom raak te sien, nie sal worry oor wat mense sê nie, maar dat jy sal alles doen om net naby aan hom te kom. Want wanneer jy daar is, begin transformasie plaasvind. Goeders begin afval, en voor jy dit weet, begin jy hierdie refleksie van Jesus wees vir die wêreld, to be the light and the salt of the earth. Sout is gemaak to keep back decay, en ek weet nie van julle nie, maar die wêreld is besig om te decay. And it needs 'n liggaam van Christus, in unity en in liefde, wat daai decay besig is, om terug te hou, met liefde en hoop, en die krag van die Here. Die hele week weet ek nie hoe om hierdie ding af te sluit nie. Ek wil nie 'n gebed doen nie, maar wat ek wil doen is, ek wil julle roep. Sal julle vanaand julle ongemak prys gee? Sal julle vanaand kies, Here, ek gee nie om hoe dit lyk nie, ek gee nie om wie's hier nie, ek gee nie om wie's langs my nie, ek soek jou. Ek voel myself minder voel, maar ek soek U meer. Not my will, but yours. En dat ons nou in worship in sal gaan, en dat ons hom sal aanskou. Hom sal behold. Die Here wil kom minister met julle, hy wil kom praat met julle. Ek hoef nie. Hy is hier. Hy wag met eager longing om net saam met jou te praat. Jou sy geheime te deel, sy planne vir jou lewe, sy liefde. Maak tyd daarvoor. Bring your perfume. Our King is in this room.
is here right now. So bring your perfume. Jesus, our King is in this room. Nothing else matters now. The one I love is here right now. So Jesus, Jesus, you are beautiful. Oh, we behold you and sing, Jesus, you are worth it all. Oh, Jesus, Jesus, you are beautiful. Oh, beautiful. Jesus, you are worth it all. So bring your perfume. Our King is in this room. Nothing else matters now. The one I love is here right now. So bring your perfume. Our King is in this room. Nothing else matters now. The one I love is here right now. So Jesus, Jesus, you are beautiful. Oh, you sing Jesus, Jesus, you are worth it all. Oh, you're worth it all. Jesus, Jesus, you are beautiful. Oh, so beautiful. Jesus, you are worth it all. So bring your perfume. Oh, bring all you have. Your King is in this room. Nothing else matters now. The one I love is here right now. So bring your perfume. Our King is in this room. Nothing else matters now. The one I love is here right now. Jesus, you
is the glory forever. It's yours, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. It's yours, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. It's yours, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. It's yours, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. It's yours, and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Sing his name, We want to behold you, Son of God. We want to come close to you, Son of God. We want to behold, we want to behold you, Son of God. We want to come close to you, Son of God. We want to behold, we want to behold you, Son of God. Oh, we want to come close to you, Son of God. We want to behold you. We want to behold you, Son of God. We want to come close to you, Son of God. We want to behold you, Son of God. We want to come close to you, Son of God. Son of God. Son
mag U saam met elke persoon gaan hierdie week, Here. En mag die expectancy in elkeen se hart wees, meer van Jou en minder van my. Heilige Gees, ek vra dat Jy die woord sal vat vanaand en dat Jy sal verandering bring. Dat Jy sal liefde kom inblaas. En dat 'n verandering sal plaasvind in elkeen wat hier is, Here, en dat ons as 'n liggaam saam sal begin beweeg en U openbaar aan die wêreld. Want U is waardig. Dat ons soos Moses sal wees wat sê, wherever you go, I go. Ek gaan nêrens as U nie saamkom nie. Dankie, Here. Dankie dat U saam met elkeen gaan, Here. Bring 'n nuwe honger. 'n Nuwe honger vir U en U alleen. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Lekker week julle.